What we're trying to do is cover the soil with litter. And if you look here, you've got the old litter of last year. Do you see it? Yes. And you've got the litter of this year that we've laid with the cattle. En hy kan dit bewys. Hierdie foto is 4 jaar gelede geneem. En ten spyte van die droogte, lyk dit nou so. Droë fonteine het teruggekom en sy reënval is effektief binne in sy eie grond en nie besig om sy boogrond see toe uit te voer nie. Sy grootste bekommernis nou is om vuur uit te hou en om meer beeste in die hande te kry. We would double the cattle tomorrow and go up 800% if we could get the money and the cattle. We are desperate for more cattle because we're battling now to keep pace with the production of the grass, even in a drought year. And growing that grass is because of the cattle, not in spite of them. En nie net hy nie, die hele Suid-Afrika kort meer beeste. South Africa is horribly understocked. South Africa could run 2 or 3 times as many cattle. In fact, is going to have to if they want to stop the soil erosion. Maar omdat sy idee indruis teen die tradisie in, het hy deur die jare baie teenstand gekry van owerhede en akademiese instansies, ten spyte van sy groot suksesse wêreldwyd. But it wasn't just the academics and the veld management people. Ranchers themselves have resisted this because it means changing their ways, and environmental organizations have fought it very, very hard. The International Union for IUCN, International Union for Conservation of Nature, when they sent one of their senior people to this country years ago, he was forbidden to even talk to us. And when I gave a talk at the headquarters of the World Wildlife Fund at Godalming in England, arranged by a fellow who'd been at university with me, who was on their staff, and we gave the talk right in their building, explaining all this. Not one of them would attend. They refused to attend it. Maar die gety is besig om te draai. Verwoestyning, aardverwarming en natuurlik ons onvermoë om met tradisionele denke en die beskikbare kennis wat ons het, met oplossings hiervoor vorendag te kom, is nou besig om ons te dwing om na mense soos Ellen te begin luister. In 2003 het Ellen een van die uitgeleese groep mense geword om die Australiese Banksia-toekenning te kry as een van die individue wat die meeste doen om ons aarde te red van ondergang. En nou net in Junie is Ellen hulle ook beloon met die baie gesogte Buckminster Fuller Prys van $100,000 Amerikaanse om hulle opvoedingswerk teen verwoestyning voort te sit. En selfs ons eie Landbou-Navorsingsraad begin later vanjaar 'n projek hier by Ellen om te meet en te leer hoe ons die gevaar van verwoestyning by ons kan omkeer. Grond, die skil om die lemoen, of ons sou kon sê die vel om hierdie groot dier wat ons die aarde noem, en ons die bosluise en vlooie op die hond se rug. Die ding omtrent grond is, ons is vas daaraan, deel daarvan. Ons kan nie wegkom af van nie. Jy kan in 'n boom klim, in 'n vliegtuig, in 'n vuurpyl, selfs maan toe gaan, maar op een of ander stadium moet jy terugkom aarde toe. En soos wat dit met die grond gaan, so sal dit op die ou end met ons gaan. As die bosluise die hond siek maak en die hond vrek daarvan, vrek die bosluise ook. So eenvoudig soos dit. Any damn fool can grow plants. You can grow them hydroponically. You can use genetic engineering. Any damn fool can't manage the soil. Any damn fool can't manage the soil. Hierdie program word aangebied in samewerking met Toyota. Neem leiding, Toyota. Dit word al hoe kouer en ek gaan nou 'n bietjie sop maak. En as julle dink dis net Johan wat so baie kan lawaai maak, dan is julle verkeerd. Niks is 'n groter raasbek as die gewone kakelaars nie, ook genoem die rooibek kakelaar. En hulle vertoon wieg die voëls vorentoe en agtertoe, so met die kop vorentoe gebuig. Die roep begin stadig en bou op tot 'n crescendo. En die Zulu en die Xhosa name is onderskeidelik Unokani en Intlegi Bafazi, wat beteken
hulle kekkelag soos vrouens. Ek beter niks verder daaroor sê nie. Hierdie twee is waarskynlik 'n broeipaar en daar is sterk samehorigheidsgevoel by hulle. Die hele swerm neem deel aan die territoriale vertoon en dis wanneer die spulletjie so vorentoe en agtertoe sit en wieg en luidkeels roep. En deel van die gedrag is die baniervertoon, soos soldate van ouds wat met 'n banier vooraan op die slagveld gegaan het. En by die kakelaars is die banier 'n stukkie bas of mos of 'n kossie wat met die snavel gewapper en gewoonlik van een na die ander aangegee word. Gawie de Tooy van Springs het die kakelaars in sy tuin gevideo en sê die raserige narrespel van kibbel en kossoek en flikvlooi het amper 'n halfuur geduur. En sy kleinseun Armand het saamgekyk en toe vir oupa gesê, maar hulle maak dan nes mense. Die foto's wys net 2 kykens, maar daar was 'n derde een in die nabyheid wat ook om kos gebedel het, sê Anel Malan van Marnits. Nou kan 'n paradysvleevanger regtig 3 kleintjies in so 'n klein nesie uitbroei en grootmaak, vra sy. 'n Kroos van 2 tot 3 is die gemiddelde vir paradysvleevangers. Die kleingoed is gewoonlik binne 2 weke uit die nes, maar vir nog 1 week langer afhanklik van ma en pa om gevoer te word. En die nesstruktuur is sterk, saamgeflans uit bas en gras wat met sydrade van spinnekopwebbe verweef is en buite met stukkies mos versier word. Dis 'n knus kinderkamer. Maak nie saak hoe daar aan hom gepor was nie. Hierdie klein olifantjie was vasbeslote om 'n slaapie te vang. Die matriarg het haar min gesteer aan die middelslag olifant wat glad nie by die slapery gediend was en met pote en slurp die jongeling wou opkry. Hy's op, maar ver van wakker. Nee, asseblief tog, nog so 'n bietjie slaap. Die klein kalfie besluit toe om te gaan lepel hê, maar is gou daar weggeboender deur die jong olifant. Nie lank daarna nie, sê Jan Liebenberg van Letsiteli, is hy op en vol lewe en die klein kudde het toe weggestap. Daar is nie eens enigheid oor wanneer en hoe lank olifante slaap nie. Party sê hulle gaan slaap so om en by middernag en weer op die hitte van die dag. En ander sê hulle slaap voor sonop. Die hoeveelheid slaap word op so tussen 4 en 6 ure per dag geskat. En dit is nie aaneenlopend slaap nie. Beslis nie as daar so aan jou getorring word om op te staan nie. Jy gaan dalk wil wegkyk as jy sensitief is oor jagtonele en Ryan Schmidt van Hazyview se video vertel die storie van 'n koalisie van 4 leeumannetjies wat jag maak op 'n seekoei kalf. 2 van die leeu's het op die sandbank gelê en die jong seekoei aandagtig dopgehou. Hoekom dit alleen was, weet ek nie. Dit was in vlakkerige water. Nie diep genoeg om heeltemal te kan duik nie. Toe klim dit uit die water en die 2 leeu's was dadelik by hom aan te val. 'n derde leeu kom nader. Die seekoei beur water toe met die een leeu op die rug en die ander wat agterbyt. Die bok spring en stoei skud nie die leeu's los nie. En die seekoei probeer vlug, maar nou is die water nog vlakker en hier kan die leeu's hulle prooi op die sykantel. Een kry bytplek daar by die lies. Die ander 2 leeu's se gewig druk die seekoei af in die water in om dit te versuip. Die 4de lid van die koalisie kom nader, maar help nie, kyk net en stap verby. En kort voor lank is alles verby. As die water dieper was, dan sou die storie dalk 'n gelukkiger einde vir die seekoei gehad het. Maar dit was te vlak en die leeu oormag net te groot. Daar was ook geen ontsnapkans nie. Die leeu's was slim. Hulle het geweet die enigste manier om die seekoei van kant te maak is om dit te versuip. Die dik vel in die keel en die dik laag vet maak dit moeilik om met 'n byt in die keel die lugtoevoer af te sny. En die gesamentlike gewig van die leeu's druk en hou dit onder die water. Gelukkig was alles gou verby. En hier's die maandwenner. Die beste kykerbydrae van Junie maand was Tony Oshry van Port Elizabeth se uitstaande reeks foto's van die brawe leeuwyfie en die spannetjie jonger leeu's wat 'n buffel plat trek. Soos al die ander maandwenners kry hy Canvas Intense Commander in boutent en nou ek is besig hierso. Nou maar gaan aan. Kry die Canvas Intense Commander boutent. Dis nou 'n tent van 3 by 3 meter met 'n groot tafel, 2 lekker stoele. En saam met die ander maandwenners ding jy dan later mee vir die groot prys van omtrent 'n hele boskamp
Met tente, geriefgoed en alles word verskaf deur Canvas en Tent. Plus 3 aande se verblyf vir 2 by die Springbokkamp by Lady Smith. Sien jy? Dis hoe mense dit moet doen. Kan ek help Nee, skop? maar daar's 'n kamera, vertel dit van my. Kameras, ja, mense. Ons onthou, ons het nog daai baie lekker nagkameras wat opstel, beweging geaktiveer word en so aan. Onthou net om die geheuekaart in die kamera te sit en dat die luiperd sit nie steel nie. Horlosie? Ek het nie een gekry nie, vertel jy maar. Hy het Kalahari klip uitgemaak spesifiek vir projek Aardwolf. Walter. Nou, sê vir hulle wanneer kom ons terug. Wortels baie bitter hoor. Sê vir hulle wanneer kom ons terug. Okay, ons kom terug. Nie volgende Sondag nie. Ons kom oor 3 maande terug. Onthou, dis nou eers weer Groen se kans om hulle slag te wys. Ons is oor 3 maande terug met nog omgewingsstories. Begin Oktober. Onthou om intussen al julle stories en bydraes vir ons aan te stuur, want ons werk die hele tyd in die episodes wat kom. Hou kontak op Facebook, op ons webwerf, op Kyknet se webwerf, kry ons in die hande. Stuur die goed. Dankie vir die saamkuier. Ons sien julle begin Oktober. Goodbye. Totsiens. As ons sy sop oorleef.